Goeienaand, baie welkom by die Goeie Nuus om 7. My voorreg om vanaand so vir 'n tydjie saam met u stil te word, saam te dink aan 'n belangrike tema. Voor ek dit aankondig, kom ons bid dat die Here ons sal seën. Ons Vader, omdat ons van die diep afhanklik is, bid ons dat u ons ook in hierdie tydjie waar ons stil word rondom u woord sal seën en dat u ons sal lei deur u Heilige Gees. Seën elkeen wat inluister, want u ken ons elkeen na ons omstandighede, ons kwellinge, ons bekommernisse. Here, praat met ons. Ons wil graag u stem hoor. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanaand met julle gesels oor die feit dat God ons omstandighede beskik op so 'n manier dat dit bevorderlik is vir ons geestelike groei. Die Here laat dinge gebeur met 'n doel. Ons verstaan dit nie altyd nie. En die doel is dikwels sodat ons daardeur geestelik kan groei. Daar staan byvoorbeeld in die bekende Johannes 15 dat Jesus sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote en my Vader is die landbouer. En dan in vers 2 staan daar, elke loot wat nie vrug dra nie sny hy af, maar elke loot wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit meer vrug kan dra. Nou as mens hierdie woordjie van snoei, hy snoei dit reg. As mens dit nou in die Grieks gaan lees, dan sien mens daar staan 'n eienaardige woord. Daar staan 'n woord wat verband hou met om iets op te lig. En ek het daaroor gewonder, totdat ek gaan gesels het met die wingerdboere in die omgewing, toe sê hulle vir ons, maar dit maak 100% sin, want 'n wingerdplant se lote en blare kan nie op die grond lê nie. Dit moet opgelig word, sodat dit kan lig kry. En wanneer dit lig kry, dan kan dit groei, en dit kan vrug dra. Nou sê Jesus, ons is die lote. En ook in ons lewe tel die Here ons baie keer op, sodat ons kan lig kry. Die Here gee vir ons lig op verskillende maniere. Die doel daarmee is, sodat ons geestelik kan groei, en dat ons kan vrug dra. Jy sien, dit is vir die Here baie belangrik, dat ons geestelik sal groei. Die Here het ons verlos, hy het ons sy kinders gemaak. Ons het 'n nuwe verhouding met die Here, 'n verhouding van geregtigheid. Dinge het reg gekom. Ons lê nie meer in die sonde nie. Nou wat gebeur nou? Nou sit ons maar met ons vingers in speel. Nee, die Here wil hê nou in hierdie tyd, nadat ons die verlossing in Jesus Christus het, moet ons geestelik groei. 'n Bekende gedeelte hieroor is Efesiërs 4. Dit gaan daaroor die 5 besondere dienste wat in die gemeente van Efese vaardig was, en dan staan daar in vers 12, die Here se doel daarmee is om die gelowiges toe te rus. Toe te rus beteken om hulle te bemagtig, om hulle bekwam te maak, om hulle in staat te stel om iets te kan doen. En wat moet hulle doen? Hulle dienswerk en hulle onderlinge opbouing. En dan staan daar 'n bietjie verder aan, en so sal ons in alle opsigte groei na Christus toe. Jy sien, hierdie toerusting, hierdie bekwaammaking, is iets wat die Here aan ons gee, want dit is bevorderlik vir geestelike groei. En as die Here daar praat van geestelike groei, dan gee vir ons 'n baie belangrike saak, en dit is, ons sal in alle opsigte groei na Christus toe. Ek dink daar is dalk baie goeie Christene wat sê, goed, ek moet geestelik groei, maar waarheen groei ek? Nou sommer maar net in die lig in, soos 'n rank wat net al hoër en hoër rank, en ek weet nie waar kom hy uit nie. Nee, ons groei nie maar sommer net in die lig in nie. Ons groei baie spesifiek na Christus toe. Ons groei in Christus in. Dit beteken ons groei uit 'n sekere tipe lewe in 'n nuwe tipe lewe in.
Die lewe waaruit ons groei, is 'n lewe van geestelike onvolwassenheid. Paulus sê daar in vers 14, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie soos golwe op en af en heen en weer gedryf word deur elke wind van dwaalleer nie. Met ander woorde, daai onvastheid, daai onstandvastigheid van kind wees, ons groei daaruit en ons groei in die vastigheid wat ons in Jesus Christus het. En dis nog so waar. As 'n mens in Christus groei en jy word al meer en meer soos Christus, jy vertoon al meer en meer sy beeld, dan beleef mens daai vastigheid. Dan weet ek, wat is reg vir die Here, wat is nie reg nie. Ek twyfel nie daaraan nie. En dit alles kom deur toerusting wat die Here vir ons gee. En ek wil jou vra, jy moet tog die skitterende toerusting wat jy in hierdie gemeente van ons ontvang, moet dit tog nie ignoreer nie, moet dit nie verontagsaam nie, moet dit nie mis nie. Want dit is die manier waarop die Here vir jou 'n omgewing skep wat bevorderlik is vir jou geestelike groei. Dis die manier waardeur die Here vir jou lig gee, sodat jy kan groei. Ek wil 'n tweede saak noem. En dit is nou 'n heel ander saak. Jakobus 1 sê, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle lewe kom. Letterlik staan daar, beskou dit as niks anders as vreugde nie, wanneer julle in allerlei swaar kry situasies kom. Hoekom? Swaar kry is tog nie lekker nie. Hoe kan ek dit as 'n vreugde beskou? Hier is 'n baie belangrike pastorale les. Jy sien, swaar kry, hoe sien ons dit? Ons het 'n negatiewe siening daarvan. Meestal. Die Bybel het 'n positiewe siening daaroor. En dis die eerste manier om jou swaar kry te hanteer, om jou siening van jou swaar kry in lyn te bring met die positiewe siening wat die Bybel daaroor het. Want swaar kry is nog 'n manier waarop die Here vir jou lig gee. 'n Manier waarop die Here vir jou 'n lewensomgewing skep, 'n lewensruimte skep wat bevorderlik is vir jou geestelike groei. Daar staan in Jakobus 1, julle moet bly wees as dit as swaar kry oor julle kom, want dit toets julle geloof. Dit wys die egtheid van jou geloof. Jy weet, dit is soos 'n loods wat 'n vliegtuig loods. 'n Vliegtuig vlieg. Wanneer dit mooi weer is en jy vlieg reguit, is dit nie 'n kuns om daai vliegtuig in die lug te hou nie. Maar wanneer daar 'n storm kom en jy moet nou begin self hierdie vliegtuig in 'n verskillende rigting stuur om bo te hou, dan is dit 'n toets of daai vlieënier 'n goeie vlieënier is of nie. Dieselfde moet swaar kry in ons lewens. Dit is maklik om te glo as daar geen swaar kry is nie. Maar wanneer die swaar kry kom, dan toets dit jou geloof. Is jou geloof eg? Is dit opreg? Is jou geloof sterk? Gaan jou geloof standhou? En dan sê Jakobus, en as jou geloof standhou, dan stel dit jou in staat om te volhard. En hierdie volharding moet einduit volgehou word. En wat gebeur dan? Daar staan, dan kom julle tot volle geestelike rypheid. Dan word julle onberispelik, sonder enige tekortkoming. Dit is waarheen ons op pad is met ons geestelike groei. Op pad na Christus toe. En in Christus bereik ons daai toestand van geestelike volwassenheid. En ek wonder baie keer of ons dit hier op aarde al gaan bereik. Ek dink dit is miskien iets wat beskore is vir die hiernamaals. Maar die belangrike is, ons moet weet waarheen ons op pad is. As ons dit nie nastreef nie, gaan ons nie vorder in ons geestelike groeiproses nie. So, my liewe broer en suster, kyk na jou eie lewe, kyk na jou lewensomstandighede, kyk wat sit die Here vir jou alles daar op jou pad neer. Kyk na die
dikwels wat die Here hierdie geestelike huis mee versier. En sê vir jouself, dit alles is 'n manier waarop die Here my wil oplig, aan my lig wil gee, sodat ek geestelik kan groei. Toerusting wat ek kry, ook die swaar kry. Want as jy nie geestelik groei nie, gaan jy geestelik kwyn, en jy gaan geestelik doodgaan. En die Here is te lief vir jou om dit toe te laat. En daarom al hierdie lig gee in jou lewens. Maak seker jy sien dit vir wat dit werklik is. Ons Vader, dankie dat U met ons besig is, dat U ons nie sommer net aan onsself oorlaat nie. Dankie dat ons kan verstaan wat die dinge in ons lewens beteken, die dinge wat U beskik. Help ons so, Here, om elkeen geestelik te groei na U toe. In Jesus naam. Amen. Lekker aand verder. Die Here seën jou.